Welkom by ouma Martie se kombuis. Ek gaan vandag vir julle wys om 'n koek te bak wat as 'n terdop kan gebruik word. Ons het groot geword met die woord flan. Dis so 'n pannetjie wat 'n gat in die middel het waarin jy jou vulsel, so hy word omgedop. Jy sit jou vulsel hierin en dan het hy 'n randjie wat dan opstaan wat van koek gemaak is. Die resep wat ek vir julle gee is genoeg vir 2 klein flan pannetjies. Ons het verskriklik gesoek vir die pannetjies. Soos julle kan sien, hulle is gebruik. En toe het my skoonsister het dit vir ons in 'n pandjieswinkel raakgeloop, want mens kry dit nie meer in 'n gewone winkel te koop nie. My bestanddele is 125 ml melk en 60 gram margarine of botter, waarvan jy hou. Ek het 200 ml suiker en ek het 2 ekstra groot eiers. Ek het 1 en 'n half koppie koekmeel, dis 375 ml. Ek het 2 teelepeltjies bakpoeier, 10 ml en 1 ml sout. Ek gaan hierdie 2 bymekaar sit en ek gaan dit warm maak in die mikrogolfoond tot die margarine gesmelt is. Dit moenie kook nie, dit moenie so warm wees nie, maar dit moet warm genoeg vir die margarine wees om te smelt. Ek gaan my suiker en my eiers in my menger sit en dit klop tot dit romerig is, skuimerig is. Die sout en die bakpoeier gaan ek by my meel gooi. Ek het my meel gesif, dit net so bietjie deurroer en as die eiers en die suiker klaar is, dan kom die meel en die melk om die beurt by die eiermengsel. Dan kom dit in my panne, ek gaan dit mooi tussen my 2 pannetjies verdeel en dit bak 15 tot 20 minute by 170 grade. Daar's so 'n geweldige verskeidenheid vulsels wat mens in hierdie goed kan sit en elkeen is lekker op sy eie manier. Ek gaan vandag 'n pineappel en vla vulsel insit met dan room bo-op. Omdat jy dit as 'n terdop gebruik, moet hy gaar wees en ferm wees as jy hom uit die oond uithaal. As jy nog 'n merk in hom druk, as jy dit toets, los hom nog vir 5 minute in die oond, dan is hy nog nie reg nie. As die onderskrifte jou pla, kyk net in die eerste kommentaar, daar verduidelik ons mooi hoe om dit af te sit. En asseblief, as jy die video kyk, sê vir ons van waar af jy dit kyk. Dis vir ons geweldig interessant om te sien hoe ver ons video's strek. Ek gaan begin deur my eiers in te gooi. Ek gaan my menger aansit, laat hy my eiers vir my breek en dan gaan ek my suiker ingooi en dan moet hy net klop. Gooi my margarine by my melk in. En ek gaan dit so begin met 1 minuut in die mikrogolf. My bakpoeier, sout, en ek roer dit net so deur. Hy het seker nou so 3 minute omtrent geklits. My melk was 1 en 'n half minuut in die mikrogolf, my margarine is nou gesmelt en die melk kook nog nie. Dis warm, maar dit kook nog nie en my meel is gemeng. So ek gaan dit nou die menger stadig aansit en dan so bietjie melk, bietjie meel ingooi tot dit gemeng is. Ek gaan dit nou net so met die hand deurroer. Dink hy het in elk geval die klitser het dit mooi genoeg deurgemeng.
Dis soos hulle lyk. Hulle gaan nou oontoe 170 grade. Ek skat net vir 15 minute, dan behoort hulle reg te wees. My pannetjies het nou uit die oond uit gekom. Hy's ferm, so hy's definitief gaar, maar nou het hy so boepens aan die kant gery. So ek gaan nou 'n mes vat en ek gaan hom gelyk met die pannetjies sny, dat hy nie so vreeslike snaakse gat in die kant maak nie. My 2 flans is nou gebak. Hulle gaan nou staan, laat hulle afkoel, dan sal ek vir julle wys hoe om die vulsel te maak. My flan is nou gebak en ek gaan gou vir julle wys hoe om die pynappel vulsel aan te maak. Daarvoor het ek 'n blikkie fyn pynappel nodig. Ek het 'n half pakkie pineapple jelly nodig, 1 koppie melk, ek het 6 teelepels vlaapoeier en ek het 30 ml gewone kraanwater. Dit is my mengsel wat ek in my dop gaan gooi. En dan as dit koud geword het, gaan ek oorliehoop met 'n bietjie suikerklits en ek gaan dit bo-op sit net vir versiering. Ek gaan begin my pynappel en my melk gaan ek in my kastrol. Aanvanklik lyk dit asof die melk skif. Dit is heeltemal reg. Dis die suur van die pynappel wat die melk so snaaks laat lyk, maar as mens die vla bygooi, dan is dit heeltemal reg. Gooi my water by my vlaapoeier en roer dit net dat die klonte uitgaan. Die melk kook nog nie. Voordat die vla hier bygooi, gaan ek die pineapple jelly, die suiker net hier bo-op strooi en dit ook deurroer dat hulle die suiker kan smelt. Omdat dit melk is, roer dit maar gereeld, anders brand dit vas. My mengseltjie kook of begin kook. Ek gaan my vla stadig hier ingooi en dit heeltyd roer. Die mengsel lyk nog steeds slap, maar omdat die vla by is, gaan hy nou stol as hy afgekoel het, so hy is heeltemal reg so. As hy deurkook, is hy reg. Nou gooi ek hom dit so kokend hier in my dop in. En hom vol maak. Dan het hy 'n lekker dik vulsel as mens dit eet. So nou gaan hy staan dat hierdie yskoud word voor ek die room kan opsit. Ek gaan my oorliehoop styf klits. Ek het al hier aan geproe, dis reg. Al is hy nog nie by sy vervaldatum nie, proe altyd eers voor jy oorliehoop gebruik. Dit word baie vinnig wat dit so seep proe. Ek gaan dit eers bietjie klits, dan gooi ek my suiker by.
As jy jou bak so hou en dit loop nie meer nie, na een kant toe nie, dan weet jy dis reg. My pineappeltert het nou gestol, hy's koud. Ek gaan 'n halwe koppie oerliehoop, 'n halwe botteltjie oerliehoop wat ek styf geklits het, gaan ek hier op vir julle wys hoe om dit op te sit. Ek gaan net so 'n klein bietjie gekleurde vermicelli oopgooi vir sy afronding. Daar's my flan klaar met sy pineappelvulsel.